vraag begin vra, okay, maar hoe vat ek dan hoop na my wêreld toe? Hoe is ek besig om 'n hoopdraer te wees? So ek wil eintlik myself voorstel as, my naam is JT en ek se hoopdraer. Dit klink soos 'n AA meeting, so vir 'n oomblik, nee, wat ek so half moet confess, waar ek is en so aan, maar dit is die gedagte wat ons as gemeente en wat die Here net kom stuur in ons hart is, dat ons hoopdraer sal wees en dat ons hierdie sal prakties vat en sê, Here, gebruik my in die volgende seisoen. En ek dink een van die dinge wat ons gaan help om dit reg te kry, en ek wil eintlik 'n sterk fokus kom plaas op dit in die volgende kwartaal, is dat ons het nodig, dat ons net elkeen van ons engaged is ergens in die gemeente, spesifiek in community, in 'n selgroep, spesifiek in 'n proses waar ons besig is om intentioneel te groei. Ek sê altyd vir die studente, inligting verander nie jou lewe nie, die toepassing van daai inligting verander jou lewe. Dit is wanneer ek nie intentioneel is, ek het al agtergekom, as ek intentioneel is met cheeseburgers, dan wys my lyfie dit. Dan kry ek so cheeseburger middeltjie. As ek intentioneel is met my vrou, dan blom my huwelik. As ek intentioneel is met my kinders, dan weet ek wat daar aangaan. As ek intentioneel is in vriendskappe en in verhoudings, as ek intentioneel is met die Here, dan is daar groei in my lewe. En ek wil vir jou aanmoedig, vir hierdie kwartaal het ons 'n sterk dryf om mense in ons gemeente in te skakel. Nou, daar's mense wat deel geraak het, bygekom het in hierdie laaste seisoen. En as jy wil inskakel, jy sal sien voor jou op die stoel daar reg voor jou is daar 'n QR-code. En as jy daar 'n QR-code net met jou foon scan, jy maak die kamera oop, meeste mense weet al hoe werk dit, as jy sukkel, vra net vir die persoon die langs jou, hey, hoe werk dit nou weer? Waar ons jou inligting net wil kry, dat ons jou kan deel maak van gemeente lewe, in die volgende seisoen, want dit is vir ons so belangrik, dat ons gemeente sal betrokke kry in ons selgroepe in hierdie volgende seisoen. Nou, ek weet daar's baie van ons wat hier so sit, soos wat ek hier kyk, weet ek jy's klaar in 'n selgroep en so aan, maar dit is deel van die groei journey vir ons op die einde van die dag. As jy ook daai QR-code scan, sal jy sien daar is geleentheid vir jou om so betrokke te raak by live groups. Maar ons gaan dit elke week, as jy hierdie week net so 'n bietjie wil gaan bid daaroor, want ek dink baie keer is mense onvrymoedig en ek dink dit is 'n realiteit wat mense sê, hoorie, maar ek ken nie die mense nie. Dan sê ek net soos ek verstaan 100% die pressure wat jy beleef. Maar kan jy dalk hierdie week gaan en sê, okay Here, gee vir my die regte groep mense saam met wie u my saam sit. Ons het al baie keer in kursusse, ons het so 'n proses wat ons noem Discovery, wat vir ons jong manne 'n discipleskap journey is. Nou het ek al 'n lysie gehad op Excel, dan vra die ouens, okay, right, hoe gaan ons hierdie ouens nou opdeel in hierdie groepe? En dan het ek net gesê, Here, help ons. Dan sit ek daai ouens se name op 'n Excel spreadsheet en ek sit so die leiers se name en ek trek hom en ek orden hom so en dan deel Excel dit vir ons in. En elke ou se getuienis na die tyd, na daai jaar was, wow, het julle geweet ek moet saam met hierdie ouens in die groep wees? Dis amazing wat die Heilige Gees kom doen, wanneer ons net bereid is om onsself so daar te sit en toe te laat dat mense in ons lewens inspreek en toe te laat dat ons in ander mense se lewens inspreek, want dit is die faith community. Handelinge 2, as jy gaan lees van vers 42 af, sien ons hoe die mense die kerk gegroei het en gesê het, hulle het begin deur te sê, hulle het hulle self toegewy aan die lering van die woord, hulle het brood saam gebreek, hulle het saam in mekaar se huise gekom en geëet, hulle het saam gebid, en die Here het vir hulle guns gegee in die samelewing, en die kerk het so gegroei. En daai eenvoudige beginsels bly nog steeds relevant tot ons lewens in hierdie volgende tyd. So ek wil vir jou vra om bid daaroor, dat ons in die volgende seisoen sien hoe ons as gemeente ingeskakel sal wees in selgroepe, in live groups, in kleingroep lewe op die einde van die dag. Nou, een van die dinge wat ons ook afskop in hierdie kwartaal, en ek wys dit spesifiek vir ons besigheidsleiers, is Lifework Leadership. Nou, Lifework Leadership is 'n proses wat ons afgeskop het so 3 jaar terug. Dit is nou die 4de keer wat ons hom aanbied, wat 'n 9 maande journey is, waar ons 1 keer 'n maand by mekaar kom, juis om daai woorde, bringing kingdom principles to the business world, waar ons sê, Here, hoe lyk dit om u koninkryksbeginsels vas te maak in my werksomgewing, in my besigheidswêreld. Die rede hoekom ons hom opgesplit het, dat ons 1 keer 'n maand by mekaar kom, is ek weet, ons almal se kalenders is vol, en dit is baie makliker om 1 keer 'n maand te commit vir 'n journey, as om 9 konstante weke aan mekaar te commit daarvoor, maar hier is die krag van dit, is dit gee vir ons tyd om nie net inligting in te neem nie, maar om op 'n plek te wees, waar ons op die einde van die dag
hierdie inligting kan toepas en gaan werk in ons wêreld in en so aan. Ons het 'n inligtingsaand, dis 'n oop aand op die 25ste Julie en as jy gaan op hierdie QR code net gaan volg, dan kan jy daarvoor inskryf. Dit is 'n gratis aand wat jy op die einde van die dag net kan kom bywoon. Jy kan kom kyk hoe lyk dit. Ons gaan vir jou vertel presies wat sê. Ek kan nie vanoggend tyd daarop spandeer nie. Dit gaan 'n preek op sy eie wees. Net alles wat daar gebeur. Maar ons het daai aand so aan mekaar gesit waar ons so by mekaar kan kom en kyk wat dit oor gaan, hoe dit gaan werk. Ons noem dit 'n hybrid proses waar ons in persoon by mekaar kom en ons sprekers is aanlyn wat ons deur Zoom met hulle connect in verskillende leersentrums. Ons het so 6 verlede jaar het ons 6 gehad. Ons kyk na hierdie jaar omtrent 12 areas in ons land wat so by mekaar kom in 'n boardroom. En ons is opgewonde daaroor want een van ons vennote wat deel vorm van hierdie journey het werk by die Universiteit van Stellenbosch en ons het daarso by een van hulle by hulle ingenieursgebou het hulle vir ons 'n boardroom gekry wat ons kan gebruik. So dit is 'n baie lekker omgewing waar ons kan na toe gaan en jy het die geleentheid ook om mense te nooi. So scan daai QR code, kyk daarna. Ons gaan die volgende paar weke nog daaroor gesels hoe jy kan betrokke raak daarbey. En ek wil jou net nooi, besigheidsleiers, klein besighede, al eenman sake, groot besigheidsleiers, as jy middle management is, whatever dit mag wees. As jy nou net begin het by 'n nuwe werk, die Here wil jy daar gebruik, hy jou daar geplaas, juis om sy koninkryksbeginsels te kom losmaak in ons besigheidswêreld. So ek wil jou nooi na dit toe. Nou, hier is die groot ding waaroor ek verskriklik opgewonde is die reeks wat ons afskop vanoggend. Die reeks se naam is wat ons wêreld nou nodig het. En as jy dink daaroor oor dit en ek wil so vinnig 'n popquiz maak vir jou. Ek weet as jy getroud is daar so elke nou en dan 'n popquiz wat altyd opduik in jou huwelik. Mense is nie altyd hou nie altyd van 'n popquiz nie, want dit sit jy so half bietjie op 'n plek waar jy so dit is nou 'n awkward vraagie en so aan. Maar hierdie is 'n eenvoudige popquiz. Dit is letterlik 'n stelling met 'n doetjie en jy kan dit invul, maar ek wil vir jou vra moenie dit hardop skree vanoggend nie. Moenie dit sê okay, dit is wat ons nodig het nie. Maar dink dit saam met my want dit is wat ons vir die volgende paar weke vir hierdie kwartaal die vraag gaan vra. Wat het ons wêreld nou nodig? En die vraag wat ons wêreld nou nodig het is en ek wil jy moet so 'n oombliekie dink daaroor. En as jy dink by jou selfliefde of love, sweet love, all we need is love. Nee, dit is nie waar ons wil vashou nie. Wat het ons wêreld nou regtig nodig? Met ander woorde, as jy 'n knoppie kon druk en alles kon net verander. Wat sou dit gewees het? Wat se knoppie sou jy wou druk om te sê wat ons wêreld nou nodig het is die volgende. Ek weet baie mense het al vir my gesê ons het 'n nuwe regering nodig. Dis wel dit het gebeur, ons het geberaf hoor. Daar's 'n interessante seisoen wat afskop in ons land spesifiek en ons gaan in 'n oomblik terugkom na dit om hierdie vraag te begin beantwoord in hierdie volgende paar tyd wat ons hier spandeer, maar ook die volgende paar weke. Maar daar's 'n groot tendens op die oomblik in die wêreld. Ek weet nie of jy dit agterkom, die mense praat daaroor. Dat baie mense op 'n plek is waar hulle sê, hoorie, ek is nie regtig noodwendig 'n Christen of 'n godsdienstige persoon sal die woorde wees wat hulle gebruik. I'm not really religious, maar spiritual. Het jy dit al gehoor, dat dit so of die trend is in die wêreld? Ek is spiritual, ek sê, want ergens het daar iets gebeur in baie mense se lewens wat as gevolg van hulle slegte ervarings dalk op 'n plek het hulle gesê ek gaan myself onttrek daarvan, maar ek weet daar is iets groter as ek in hierdie wêreld en ek's besig om dit te soek. Maar hierdie spiritualiteit is eintlik al 'n ding wat ontwikkel word dat jy vind jou spirituality wat werk vir jou en as jy dit gevind het dan werk jy met dit. Okay, so jy gaan soek hom. Jy werk en as jy hom kry, dan werk jy met dit. Dan werk jy daarmee om dit vir jouself uit te vinger op die einde van die dag. En dit raak hierdie ding dat ek is geestelik. Ek is super spiritual op die einde van die dag. En die punt basies is van dit is jy vind wat vir jou werk en vir sommige mense is dit 'n reaksie op slegte kerkervarings. Hulle was in georganiseerde godsdienst, as ek dit so kan skryf, in 'n kerkwêreld waar slegte goeders gebeur het, waar hulle net gesê het, hoorie, dit is terrible wat daar gebeur het, dit is 'n toksiese omgewing, dit is so vernietigend,
En ek het myself onttrek van dit, want ek is lief vir die Here, ek is seker daar, en ek nou net die journey begin, maar ek weet, daar is 'n skepper God in hierdie wêreld, maar hierdie storie, wat ek sien, is nie noodwendig vir my aanloklik nie, ek wil nie noodwendig myself daarin sit nie. Ek dink een van die dinge wat slegter is as georganiseerde godsdienst, as ek daai woorde mag gebruik, daai definisie, is ongeorganiseerde godsdienst. Want ek het dit al gesien, dat dit regtig in rigtings ingaan, wat almal na rukkie heeltemal de mekaar raak op die einde van die dag. En dit is waar mense die ding kry, wat hulle noem 'n sekte gevorm word. Dit is 'n ongeorganiseerde godsdienstige ervaring, hierdie spiritualiteit, wat mense najag, hierdie geestelike, spiritualiteit is so anglisisme, so ek sal net eerder gebruik, hierdie geestelikheid, wat mense najag. En hier is die ding, ons geloof, en dit wat Jesus vir ons kom leer het, was nooit om geestelik te wees nie. En dink jy by jouself, maar Jesus is dan 'n geestelike leier, hy is dan 'n godsdienstige leier, wat bedoel jy met dit? Jesus het nooit op 'n plek gekom waar hy gesê het, hoorie, jy het nodig om spiritual te raak. Inteendeel, hy het nooit daarop gefokus, hy het meer gefokus daarop, dat ons moet volwasse word in ons journey saam met hom. Jesus het nooit nêrens, inteendeel, nêrens as jy die Bybel gaan lees, die Nuwe Testament gaan lees, selfs in die Ou Testament, is daar nêrens 'n ding wat sê, jy moet super spiritual raak, om regtig God te leer ken nie. Dit het gepraat oor, jy het nodig om saam met hom te wandel, en tot volwassenheid te groei. En hy praat van die Heilige Gees, ja, hy praat van die Heilige Gees, maar hy praat van die Heilige Gees wat 'n spesifieke entiteit is, 'n persoon is. Hy praat van bose geeste, maar dit is nie 'n spiritualiteit nie, dit is 'n spesifieke entiteit. Hy praat van God ons Vader wat Gees is, wat 'n persoon is. Hy praat nêrens van hierdie super spirituality, hierdie breë verwysing na geestelikheid. So daar's iets in ons wêreld wat besig is om te gebeur, wat mense op 'n plek bring waar hulle self eintlik isoleer in hulle eie geestelikheid. En dit is nooit Jesus se intensie vir ons gewees nie. Jesus het eerder aangedring daarop, op volwassenheid aangedring. Hy het aangedring dat ek en jy sal groot word in hierdie lewe. En die realiteit van groot word is dit vat tyd. Kyk, jy kan, ek kan onthou, as jy eksamen skryf, en daar's van ons wat dit nog onthou, want hier's 'n paar jong mense wat klaar gestudeer het, wat sê, jy kon 'n deurnags deursit om môre se eksamen deur te kom, nê? Jy kon die hele nag deurgewerk het, en jy sou 10-1, want ek weet ons, julle almal slim, jy sou 10-1 in die eksamen, jy sou dit gemaak het. Maar die lewe kan jy nie in die lewe 'n deurnag insit en sê, raai, môre is ek volwasse nie. Dit vat tyd. Geen vrug wat op 'n boom sit, is net oornag ryp nie. As dit gebeur, dan weet jy, daar is 'n fake vrug. Okay? Dit is nie organies nie. Dit is 'n een of ander gemanipuleerde ding, wat sê dis 'n avou, maar eintlik is dit soja. Okay? So, dit kan nie gebeur nie. Dit vat tyd. Volwassenheid is 'n plek waar dit gaan nie oor my geestelikheid nie. Dit gaan nie oor my nie. Volwassenheid is om nee te sê vir my, terwille van ons. Volwassenheid is om nie my eie persoonlike geestelike ervarings die hele tyd na te streef nie. Maar om op 'n plek te kom waar ek sê, hoorie maar, hierdie gaan nie net meer oor my nie. Want dit is wat gebeur in ons wêreld, is hierdie geestelike lewe, hierdie spirituality. Ek is 'n geestelik mens. Ek is 'n geestelike mens. Is op die einde van die dag op 'n plek waar dit gaan oor my. Maar volwassenheid sê dit gaan nie net meer oor my nie. Ek sê nee vir my terwille van ons op die einde van die dag. Jy het seker al gehoor, en dit het dalk met jou gebeur toe jy op skool was, dan sou jou ouers of iemand net vir jou gesê het, jy dink die hele tyd aan jouself. Dan is dit soos, wel, ek is 12, aan wie anders moet ek dink? Ek meen, ja, jy is my ma, ja, jy is my pa, en ek het 'n irriterende sussie.
Aan wie anders moet ek dink? Maar soos dit ons groot word, kom ons agter, hoor, ek kan nie die hele tyd aan myself dink nie. As jy instap in 'n werksplek en jy het iemand wat die hele tyd aan hulle self dink, dis interessant hoe daai persoon geïsoleerd raak, dat niemand meer saam met hulle werk nie, en ergens word hulle ingeroep, dan sê hulle bestuurder of hulle, hoorie chom, ons kort 'n teamplayer hierso. Ons kort iemand wat nie die hele tyd fight vir homself nie. Volwassenheid is daai plek wat ek sê, hoorie, ek dink nie net meer aan myself nie. Nog 'n voorbeeld. Dalk het jy in 'n huis groot geword. In 'n omgewing groot geword waar jou ouers of die mense om jou super geestelik was. En hulle het al die Bybelverse geken, jy was elke Sondag in die kerk, elke liewe kursus wat daar was, boek om te lees is gekoop en gelees. As daar 'n vraag is oor die Bybel, het hulle so 'n antwoord gehad. Maar daar was 'n disconnect vir jou tussen die kennis en hoe hulle lewens lyk. Want jy het op 'n plek gekom waar jy sien, hoorie maar, dit wat my ouers of hierdie mense om my sê, wat hulle praat en hoe hulle is by die huis, is twee verskillende mense. Hoe hulle is voor mense en by die huis is heeltemal anders. En daar het 'n disconnect vir jou gekom, en jy het op 'n plek gekom waar jy net sê, hoorie maar, hulle kom amper so klein bietjie skyn heilig oor. Ek het groot geword waar my pa se tweede vrou op hierdie spiritual journey was. En kyk, dit is baie interessant. Nou is ek is 11 jaar oud gewees en ek love Formule 1. Dit is my pa se ding wat ons al gedoen het. Ek kyk al F1 van 1990 af. En ek kan meeste van die World Champions vir jou opnoem. So ek ken daai era van Alan Prost en Ayrton Senna en al daai Damon Hill en en al daai ouens. Ek kon dit onthou. Ek kon onthou die era waar Williams goed gedoen het. Nou op 'n Sondag is wanneer Grand Prix is, maar op 'n Sondag, dis 'n heilige dag, kyk ons nie TV nie. Inteendeel, ons maak die vorige dag kos want ons moet op 'n Sondag gerus. En dan gaan kyk ek na 'n lewe na die tyd en dat sy egbreek gepleeg het teenoor my pa en 'n klomp goeters. Dan sê ek net, ek het groot geword met hierdie ding, as jy jou Bybel laat val, dan staan swart kol op jou boek vir die dag. Dan is jy in die moeilikheid, want dis 'n heilige boek. En dan kyk ek nou en daai goeters het vir my as 'n jong seentjie gesê, ek wil nie dit doen hê met dit wat hierdie mense mee te doen het nie. Inteendeel, ek myself as 'n jong mens gedistansieer van georganiseerde kerk, want dit het vir my fake gevoel, tot ek Jesus regtig ontmoet het. En ek dink dit is die groot ding. Wat baie keer gebeur is dat mense wat super geestelik is baie keer reg oor dit wat hulle oor geestelik is. Maar hulle is onvolwasse in hulle journey. Want hulle probeer mense oortuig van hulle geestelikheid. Maar hulle verloor mense langs die pad. En inteendeel, Jesus se grootste kritiek was gemik teen mense wat super spiritual was. Mense wat op die straathoeke gestaan het. Jesus waarsku ons, hy sê, moenie soos daai ouens wees wat hulle spiritualiteit uitleef op so 'n manier dat almal hulle sê, "Wow, ja, daai ou super spiritual." Jy ken ons daar van ons ken familielede, ja, daai oom begin bid. Kyk, dit vat 'n halfuur, maar hy bid hoor. En dan gaan kyk jy na hulle lewens, dan's die vrug van dit wat hy bid nie in sy lewe nie. Daai is iemand wat sit met kennis, maar dit is nog nie geassimileer in hulle lewens in dat hulle dit lewe nie. Dit is 'n teken van iemand wat nog besig is om te groei. Jesus het inteendeel 'n woorde gebruik om die Fariseërs te beskryf op die einde van die dag. En vir my en jou moet ons die konteks verstaan waarin hulle gefunksioneer het. Hulle het grafte gehad, wat hulle aan die buitekant baie mooi gemaak het, want dit is 'n duur storie om 'n graf te kry, om die persoon wat dood is te eer. En Jesus sê vir die Fariseërs, ellende wag vir julle. Julle skynheilige skrifkenners en Fariseërs, want julle is soos grafte, wat aan die buitekant spierwit gekalk is, maar aan die binnekant vol is van doodsbeendere en allerlei onreinheid. Jesus kon sê, hierdie spirituality, wat in ons wêreld is 'n wit gepleisterde graf. Dit lyk mooi aan die buitekant, maar niemand wil daar binnekant ingaan nie. Dit is scary. En dit is bedompig. En dit stink. En Jesus sê, dit is my opinie oor die super spirituality op die einde van die dag.
Jesus het geen geduld gehad met dit wat mooi is aan die buitekant, maar vrot is aan die binnekant. En in een van sy grootste preke wat hy gemaak het, wat ons noem die bergprediking, die bergrede, begin Jesus juis om met mense te praat oor volwassenheid, nie geestelikheid nie. Hy maak hier die volgende opmerking, en as ek dit vir jou lees, dan gaan jy net soos voel, daar's nie 'n manier wat ek dit kan doen. Want Jesus maak in die Matteus 5 vers 48 sê hy die volgende: Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. En as jy dit lees, is ek's uit. Hoe kan ek volmaak wees? Want volmaak in ons terme, in ons volksmond beteken alles is in plek. Kyk, as jy by my instap, dan is alles in 'n rytjie. Al die eentjies in 'n rytjie, my kindertjies is in 'n rytjie, hulle kleertjies is in 'n rytjie. Alles is net perfek. So ek moet perfek wees. Maar wat moeilik is in ons, die Griekse taal gebruik 'n spesifieke woord, teleos, wat iets anders beteken as wat ons Afrikaanse taal noodwendig dit, want dit sou nogal 'n sin gewees het, dat wees daarom, en dan sou hulle daar moes ingesit het 'n klomp goeders. Maar die betekenis volmaak is hier's wat teleos, hy sê, wees julle dan teleos, soos wat julle hemelse Vader teleos is. Teleos is die Griekse woord wat verwys na heel wees en volwassenheid. So Jesus is eintlik besig om te sê, wees julle dan volwasse, soos wat julle Vader heel is, soos wat julle Vader volmaak is, volwasse is. Wees julle so. En die lekker ding van dit is, as ons net daaroor dink, volwassenheid is 'n journey. Dis iets wat Jesus vir ons, hy het nie daar so ding gegee vir ons, gaan wees julle volmaak, nou is unattainable, okay, miskien eendag, as Jesus weer terugkom, is dit vir my beskore nie. Hy was eintlik besig om te sê, julle verstaan die journey van 'n kind wat groot word en volwassenheid ingroei. Dieselfde is vir jou beskore. Wees volwasse, word volwasse. Jesus is asof hy kom sê, hoor, as jy my gaan volg, en jy gaan mooi wees met die mense wat mooi is met jou. Almal doen dit. Dis maklik. Dis easy. As almal nice is met jou en jy's nice met hulle terug. Dit is wat 'n kind doen. Kinders doen dit. As maatjies by die skool is vriendelik is met jou, jy ken nie eens die maatjie, maar eweskielik, ja, ek het 'n nuwe maatjie gemaak. Ek het op 'n stadium toe Jaco klein net in die skool ingestap het, is daar elke dag 'n nuwe maatjie. Nou hou hy nie meer van daai maatjie nie, want daai maatjie was lelik met hom. Hy's nie meer maatjies met daai maatjie nie. En so gaan dit aan. Waar Jesus kom sê, dis maklik. Dit is nie hoe die Here is nie. Hy sien nice met die mense wat nice is met hom nie. Hy seën nie die mense wat hom seën en hom aanbid nie. Hy's lief vir almal. Hy's daar vir almal. So as iemand lelik is met jou, en jou reaksie teenoor hulle is presies die teenoorgestelde, jy hanteer hulle met respek, dan sê Jesus, jy vang wat ek mee besig is. Jy vang wat ek wil kom doen in jou lewe. Jy's besig om te sien waarmee ek besig is. Jesus sê die volgende Matteus 5, vers 44, ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Wie doen dit? Hy sê niemand nie. Niemand doen dit nie. Hy sê maar dit is dit wat ek wil kom losmaak in jou wêreld. En julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders, en ek sê die Griekse woord goeios daar langs in, want dit verwys na 'n volwaardige, volmondige kind wat autoriteit het. Hy sê julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees, sodat julle volwasse kan wees. Volwasse kinders kan wees van julle Vader wat in die hemel is. Hy gaan aan. Hy laat immers sy son opkom oor die slegtes en die goeies. Hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. So, hier's wat ons Vader mee besig is. Hy is liefde. En hy is aanvaarding. En maak nie saak wie of wat of hoe of mense goed of sleg is nie. Dit het partykeer vir my al gevoel, Here, ons doen alles reg. Maar dit lyk asof al die ouens wat alles verkeerd doen, dit net so reg kry. Ons het 'n lang journey gehad van waar die dokters gesê het my vrou sal nooit swanger raak nie. Medies gesproke is dit onmoontlik.
Dan kyk ons na sekere mense soos 'n gevalle en dan is daar 2 tieners wat net vir mekaar kyk, dan sy swanger. Nee, Here, ons is getroud, ons is lief vir mekaar, ons dien nie, ons doen alles reg. En dit is ons grootste begeerte en droom om ouers te kan wees en hey. Jesus kom en hy sê, die son kom op vir almal. Om volmaak te wees, beteken om volwasse te wees. As iemand lelik is met jou, en jy hanteer hulle met liefde en respek, as Jesus is awesome. Jy vang wat ek mee besig is. Jy verstaan wat ek jou na toe roep. Ek roep jou nie na een of ander ongedefinieerde geestelikheid nie. Ek roep jou na 'n lewe van volwassenheid, wat hoop bring in hierdie wêreld, wat herstel bring in hierdie wêreld, wat herstel bring in jou, wat herstel bring in die mense om jou. Dit is wat ek jou nou toe roep. En dan kom Paulus, en hy vat eintlik hierdie bergrede van Jesus, en hy gaan na die mense toe, na die nie-Jode, in Korinthe, in Efese, in Galasië, dan gaan hy na hulle toe, en hy begin vir hulle eintlik uitpak wat Jesus vir die disippels geleer het, en vir almal geleer het, en baie mense vermoed, Jesus het nie net een keer daai bergrede gehad, hy het 'n paar plekke daai geherhaal, soveel so dat sy disippels 10:1 dit uit hulle koppe kon opsê, dat hulle geweet het wat Jesus mee besig was. En al daai manne was nog lewendig toe Paulus tot bekering gekom het en 'n volger van Jesus geraak het. So hulle 10:1 dieselfde ding vir Paulus geleer wat Jesus vir hulle geleer het. En hier gaan hy en hy gaan na hierdie nie-Jode toe en hy stap daarin want hulle almal was op die spiritual bus gewees. Hierdie super spirituality. Hulle was 'n hooggeleerde, hoogsofistikeerde samelewing gewees, daar rondom Griekeland en Turkye wat ons vandag het, en dan na Rome toe, en ons almal verstaan die antieke tye, hulle was super gesofistikeerd, filosofe gehad, daar's filosofie wat ons vandag nog aanhaal as, wow, dis amazing. En hy stap na hulle toe, en hy gaan gebruik dieselfde woord, teleos, wanneer hy met hulle praat, en hy sê, dit is wat die Here jou na toe roep, na volwassenheid. Nie hierdie super spirituality nie. En hy kom in Efesiërs 4. En hy begin met die kerk praat. En ek en jy het nodig om ons ore te spits vir hierdie. Want hy praat direk met elkeen van ons. Hy sê, die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Want so sal ons uiteindelik almal kom tot op die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dis net interessant hoe hy spesifiek kom praat oor hierdie gawes, waar daar hierdie tendens gegaan het, as ek net my gawes kan ken, dan is ek spiritual, dan kan ek na hierdie dinge operate. En hy sê, wag, nee, jy wat nou hierdie gawes ontvang het, wat gedink het, dit is vir jou, ek wil net vir jou sê, hierdie gawes wat hy gegee het, is vir die liggaam van Christus, tot die opbou van die liggaam van Christus. So hy roep ons hier na 'n volwassenheid, want 'n kind gaan, yes, ek het 'n nuwe speelding, dit is net vir my. Waar 'n volwassene sê, hoorie, hoe deel ek hierdie met ander, dat hulle kan groei? Sodat hulle kan opgroei, opbou van die liggaam van Christus, sodat ons in werklike eenheid met mekaar kan werk. Hy gaan aan, hy sê, sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees. So teleos en volwasse soos Christus. So volmaak en volwasse. In party vertaling sê dit, dat ons tot in die Engelse vertaling sê dit, that we may grow to the full stature of Christ. En as ons nie baie mooi daaroor gaan dink, en daai ding bepeins nie, dan kan dit by ons verbygaan en sê, okay, cool, eendag, sy woorde wat hy hier gebruik het, was nie vir eendag, wanneer Jesus weer terugkom, dan gaan ons. Hy sê, daar is ons iets wat sy gawe, sy gees wil kom doen in ons, sodat ons binne die volheid van Christus sal opgroei, in volwassenheid leef. 'n volgroeide mens, in die Grieks was dit die woord wat beteken het, om 'n seun of 'n man te wees, wat die implikasie het van,
jy is mondig, jy het autoriteit, jy is volwasse. Dit is wat Paulus besig was daar om te sê, die gawes is nie ontvang vir ons eie geestelikheid nie, maar tot die toerus van die gemeente. En dan vra hulle die vraag, tot watter mate moet ons volwasse wees? En sê, ek bly jy vra, tot die volheid van Christus. Want dan sal ons nie meer kinders wees, en hier is die tweede Griekse woord van kinders, goeios, volwasse kinders, nepios, lekker om te onthou, nepios en nappy, kindertjies, babetjies, iemand wat sy doek die hele tyd moet geruil word. Hy sê, dan sal ons nie meer nappies dra nie, dan sal ons nie meer babetjies wees nie, dan sal ons nie meer kindertjies wees nie, maar ons sal nie meer soos golwe op en af, heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons het hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Want hy is hier so besig om vir ons te sê eintlik, die konteks daarvan is hierdie gemeentes super gesofistikeerd, baie geletterd, het super spirituality nagejaag en elke week was daar 'n nuwe flavor van spirituality. En as hulle een week daar en die volgende week daar, dan sal hulle daar, dan sal hulle daar, dan sal hulle daar. En mense is onseker oor wat ek glo, ons is onseker oor die waarheid, want elke week lyk my hy verander die waarheid. En hy waarsku teen die dwaalleer, want dit het gebeur in daai tyd en dit gebeur vandag nog. Dat mense sal gaan en hulle self 'n titel sal toeëien as profeet of iets in daai lyn. En hulle sal sekere lering vat en sekere dinge uit konteks uithaal om aan te pas by wat hulle wil leer sodat mense hulle volg. Sodat mense vasgroei aan hulle en hulle organisasie. En Paulus kom waarsku ons, hy sê dit is kindertjies word so maklik oortuig deur enigiets. It's amazing. Tannemuis. Of die kokkewiet het jou gebyt. My ma het altyd gepraat as daar, jy moet so onder jou ring toon, dan skeer die velletjie daar, so as jy mos nie jou voete mooi droog maak onder jou tone nie. Dan sit seer, dan sê my ma, die kokkewiet het jou gebyt. Wat is 'n kokkewiet? En ek het verlang nie geweet wat 'n kokkewiet is, ek dink dit is een of ander akedus, of een of ander ding wat lyk soos 'n kokkerot. Toe kom ek agter, is eintlik 'n voeltjie, Jan Frederickie is 'n kokkewiet, sy ander naam. Ja, any case, oortuig van enigiets. Kinders word oortuig van enigiets. Maar hy sê, en dit is een ding, wat hy sê, ons samelewing, een van die dinge wat in ons samelewing is dat Christene so maklik, dinge uit konteks uithaal, om aan te pas by wat hulle spirituality van hulle verg. En Paulus kom waarsku ons. Hy sê, ons het die gawes nodig, sodat ons nie meer soos kinders sal wees, wat heen en weer gewaai word nie. En hierdie vals leraars is daai ouens wat gaan en alles klink radikaal, alles klink mooi, dit is radikaal. Maar hulle is op 'n plek waar daar, en hulle het verskriklike rangordes, sal jy agterkom, jy weet, daar is hierdie pastoor, of hierdie profeet, en my naam is JT, en ek is die pastoor, en jy mag nie vir my verskil nie, jy mag nie vir my vra nie, want ek hoor by die Here, en ek sê vir jou wat die Here sê, jy kan nie by die Here self hoor nie, okay? Ek hoor, en jy luister, en jy doen wat ek vir jou sê, want die Here gebruik my. Jy het dit al gesien, jy het dit al beleef, jy het ook al weggeloop van so 'n organisasie af, en ek is bly. Nie om jy, en hoor my, ek wil nie lelik wees vanoggend, of enigiemand uithaal nie, maar as die skoen pas, dan trek hom aan. Maar die realiteit is op die einde van die dag, en dit is die ding wat my vies maak in hierdie lewe, is mense wat super spiritual is, maar daar lê wrakke langs die pad in hulle lewens as gevolg van hoe hulle net glad nie mense met liefde en respek hanteer. Want dit gaan oor my. Dit maak my woedend. Ek het eendag gesien, my skoonma my bel, sy is in Delmas gewees, kleuterskooljuffrou, hoof van die skool daar gewees, en sy bel my en sy sê, JT, wat moet ek doen? Want hierdie pa het op sy dogtertjie, wat 5 jaar oud is, afgegaan, dat sy trauma het, laat die ma dink sy met hierdie man skei, want hy's 'n
hy bedreig hulle lewens op die einde van die dag, toe sy gebid het, liewe Jesus, en nie gesê het, Yeshua nie. So nou kan jy hoor, waar is daar 'n ding wat uit konteks uitgehaal is, en dan vra ek myself die vraag van daai ou se spirituality, wat is die vrug daarvan? 'n dogtertjie wat doodbang is vir jou, wat in haar bed piepie in die aande, omdat jy super spiritual is. Jy het jou hele gesin verloor. Jesus sê, ellende vir jou. En dit maak my woedend. Kyk, ek my bloed kook eintlik nou, soos ek oor daai storie praat. Want daar is te veel van daai goeters in ons wêreld. En weet jy wat, nee? Dit is vir my baie groot kompliment as mense na my toe kom. En vir my sê, yes, JT, dankie vir die bediening, dankie vir die woord. En ek waardeer dit altyd. Maar die grootste kompliment vir my is wanneer ek sien mense se lewens verander. Omdat die Here my gebruik het, omdat ek getrou was en dit wat ek net beleef het die Here vir my gesê het en mense net kon reageer daarop. Omdat daar ergens iets was wat jy mee gerelate het en daar was chemistry of whatever dit mag wees, jy het geluister en jy dit gaan doen. En jy lewe het verander en jy is besig om dieselfde in ander mense se lewens los te maak. Dis die grootste kompliment, is wanneer die gemeente by mekaar kom en sê, hoorie, ons het 'n gap gesien, ons het jy nie eens daarvan vertel, maar ons het hom gevul. As ek soos, dis die grootste kompliment vir my. Want hier is die geheim. Ek is nie slimmer as jy nie. As jy net vir meer as 10 minute met my praat, gaan jy agterkom, ek is nie slimmer as jy nie. Maar ek het 'n passie, ek het 'n gawe om voor mense te kan praat. Ek geniet dit regtig om boodskappe voor te berei, om content te create vir kursusse. Ek love dit is regtig, dit is so 'n bietjie waar die nerd in my inkom. Ek en Joalie sal hiermee kan relate, die navorsing, dis lekker. Maar dit is soos 'n rabbit trail, ek myself elke nou en dan keer, want dan gaan ek te diep en dit vat heeltemal te lank, dan kom ek by niks uit, dis my probleem. Ek is nie slimmer as jy nie. Ek het 'n spesifieke roeping, spesifieke passie, gawe, en ek werk hard daarmee. Ek werk hard om daarby, om dit reg te kry. En hier is die ding, jy het 'n gawe, jy het 'n gifting, wat jy vir verantwoordelikheid moet neem en net sê, okay Here, hoe werk ek met hierdie? En jy werk hard daaraan om hierdie gawe te ontwikkel, en te vermeerder, sodat die liggaam van Christus die voordeel daarvan kan trek. Elkeen van ons het 'n gawe, en Paulus sê vir ons moet nie die mekaar raak eintlik, met die persoon met die mikrofoon nie. Dat jy dink, okay, dan is ek nou besig om my roeping uit te leef, ek moet 'n mikrofoon, ek moet op 'n stage staan en so aan. Jy het elkeen 'n gawe gekry, en ons het nodig om verantwoordelikheid daarvoor te vat. En as ons gaan fokus op volwassenheid, as elkeen van ons gaan fokus op volwassenheid in hierdie volgende seisoen, om te groei tot volwassenheid, gaan ons nie de mekaar raak oor ons roepings nie. Gaan ons nie elke nou en dan meegesleer raak deur een of ander teaching en een of ander ding wat super spiritual is nie. Ons gaan weet, hoorie, ek het verantwoordelikheid geneem vir hierdie gawe van my. Paulus gaan aan, hy sê, nee, ons gaan nie meegesleer word nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Hierdie verskillende liggaamsdele pas by mekaar. Hoor hierdie hoe mooi is dit. Pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie. En so bou die liggaam homself op in liefde. Volwassenheid is wanneer ons almal saam in dieselfde rigting kyk en sê, "Raai, jy het 'n gawe, jy het 'n gawe, jy het 'n gawe." Ek hoor jou rede, maar daai redetjie van jy het nou verskoning geraak dat jy nie jou gawe uitleef nie. So ek gaan jou nou challenge. En dit gebeur die beste in 'n selgroep. In 'n community, in 'n one-on-one kuiertjie in 'n kursus, in 'n mannegroep wat by mekaar kom en sê, "Raai, jou, maar ek het nou by jou gehoor, maar ek's baie lief vir jou. Jy ken my hart. Maar jy het nou 'n verskoning. En is nou tyd dat jy hierdie gawe van jou vat. Want ons is geroep om te groei
tot volwassenheid. En dit bring my by die tema van hierdie reeks. Wat het ons wêreld nou nodig? Wat het ons wêreld nou nodig? Die wêreld het nie nog 'n geprivatiseerde, 'n geestelike ding wat moet afskop in hierdie wêreld, wat dit net gaan oor my eie geestelikheid nie. Wat die wêreld nodig het, is jy. Wat die wêreld nodig het, is jy wat sê, Jesus, hier's my lewe. En ek gaan verantwoordelikheid neem vir hierdie lewe, en ek gaan verantwoordelikheid neem vir die gawes wat U vir my gegee het. Hierdie kookie persoonlikheid, die insig wat U vir my gegee het. Ek gaan verantwoordelikheid daarvoor vat. En ek gaan saam met U hierdie ding ontwikkel. Wat my in jou wêreld nodig het, is Christene wat op 'n plek is waar hulle kinderagtige maniere agterlos. Nie mekaar byt en beskinder nie. Het jy al gesien as dit, Karina, jy sal nou weet by kleuterskool as daar gebyt word. Kyk, dit is devastating. In die eerste plek, die ouers wat se kind gebyt is, ek meen dit is baie sleg. Ek meen jy's kwaad. Maar vir die ouer wie se kind die buitertjie is, dis soos embarrassing verby. Dis terrible. Jy so, ek dink ons moet 'n ander skool kry. Jy wil amper trek na 'n ander dorp toe as dit gebeur het. Jy's so bang hierdie ding gaan verder. Ek meen van nie Christene, as hulle partykeer inkyk, en hulle is op 'n plek wat hulle sê, hoorie maar, so julle staan op 'n Sondagoggend op, dis vrek koud vanoggend, en ons is almal hier. En julle kom sit hier, en dan die res van die week is julle lelik met ander mense. Hoorie, ek kan dit doen sonder om, en ek kan laat slaap op 'n Sondag. Ek het nie nodig om in 'n rytjie te kom sit, julle kan dit doen. Bless jou. Doen wat jy, dit is 'n free country. Bless jou, doen dit. Wat die wêreld nodig het, is die mense, wat ander mense se respek wen. Nie hulle probeer oortuig van wat hulle glo nie. Maar mense wat 'n lewe wat so aanloklik is, dat hulle sê, ek wil meer hê van dit. Ek sit gisteraand en ek praat met ek was by Niggie se 50ste verjaarsdag, kan jy glo? My Niggie is nou 50 nie. Sy word mooi uit, man. En ek staan ons met 'n ou en praat, en hy vertel vir my net hoe hy, sy journey van alkoholverslawing en so aan, en hoe hy nou nog deel is van die AA groepe en so aan, en hy sê ek het dit nodig, want dit is goed vir my, maar dit is goed vir my om uit te gee ook. En hy maak hierdie opmerking, dat hy sê, ek het agtergekom, om mense te probeer oortuig, die hele konsep van persuasion versus attraction, is die ding wat sy wielietjies laat spin. En ek het hierdie gesprek daaroor gehad, en toe dra dit uit dat ons oor Jesus praat, en ek kan vir hom sê, Jesus was nooit op 'n plek waar hy mense probeer oortuig het, en 'n super spiritual ding wat aan mekaar gesit het. Hy was so aantreklik vir mense wat sondaars was, dat hulle tyd saam met hom wou spandeer. Fariseë, ek meen tollenaars, hulle was soos die maffia in daai tyd gewees. Dat daai ouens Jesus in hulle huis toelaat, hulle hom nooi, kom kuier by ons, want daar's iets in jou, that's attractive. En Jesus was nie gespin daaroor nie, hy was immuun teen hulle sonde, ek meen, hy het net geweet, dit gaan my nie beïnvloed nie, maar ek kan hulle daarop beïnvloed, ek gaan hulle lewens verander. En dit is vir my so interessant hoe 'n ou wat in die AA sit, verstaan die krag van die teenoorgestelde ding van om iemand te oortuig, dat jy nou regkom, of iemand wat sien, en ek is aangetrokke tot daai lewe. Jesus het ons geroep, dat ons sal respek hê by mense, want hoe kan ons hoop dra as ons nie ander mense se respek het nie? Hoe kan ons hoopdraers wees as mense nie wil luister na dit wat ons te sê het, of na ons lewens wil kyk en sê, hoor jy, ek respekteer dit, ek wil by jou kom sit. Op die einde van die dag het hierdie wêreld man en vrou nodig wat deur die Heilige Gees gelei word. Heilige Gees wat ons lei, wat ons laat opgroei tot volle volwassenheid in Christus. Nie geestelike antwoord nie, die Heilige Gees. Jesus het nooit gepraat van ek wil hê jy moet geestelike antwoord hê, hy het gepraat oor die Heilige Gees. En vir die volgende paar weke, hierdie was nou die inleiding tot ons hele reeks. Die preek begin nou. Vir die volgende
paar weke gaan ons juist fokus op dit, wat ons gaan fokus op hoe volwassenheid lyk. En Paulus het gaan in een teks, wat ons gaan fokus op in die volgende paar weke, is Paulus besig om vir ons 'n lys te gee, maar hy is nie besig om vir ons 'n to-do-lysie te gee, want 'n to-do-lysie voel vir my, jy probeer en jy gaan sukkel, jy gaan dit nie reg kry nie, dit is nie wat hy kom sê nie, hy is besig om vir ons nie 'n lys te gee van wat jy moet tik nie, hy sê, daar is die vrug van iemand se lewe wat volwasse is, en hy noem dit die vrug van die Gees. In Galasiërs 5 sê hy, 25 aan die einde van na die lysie sê hy, aangesien ons dan deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. En 'n ander vertaling sê dit, laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. Hierso kom die woord, hy sê vir ons, die vrug van jou lewe is nie iets wat jy bewerkstellig nie, dis iets wat die Heilige Gees kom doen in jou lewe. Wat ons wêreld nodig het, is meer mans en vrouens wat op 'n plek is wat hulle sê, Heilige Gees kom lei my. Sodat hierdie nie 'n window dressing storie sal wees, ek probeer hierdie maak werk en ek soos hierdie boom wat, ek hoop ek kry hierdie vruggie uit nie. Ek is op 'n plek wat ek toelaat dat die Heilige Gees, nie vrug van geeslikheid nie, die vrug van die Gees, is wat Paulus dit noem. En hy sê, aangesien ons dan deur die Gees leef, laat toe dat die Heilige Gees jou gedrag bepaal. Bly in pas met die Heilige Gees. Op 'n stadium in Efesiërs, dan praat hy met die gemeente en dan sê hy vir hulle, hoorie, julle moet nie dronk word van wyn nie, julle moet eerder dronk word van die Heilige Gees. Nou, wie van julle was al ooit dronk? Nee, ek joke, jy hoef nie dit te antwoord nie. Dis okay, moenie. Maar ergens het dit dalk gebeur toe jy 'n jong mens was, as jy onder die invloed van iets. En dit het jou lewe totaal al vir daai oomblik geanimate op 'n manier wat jy nooit sou doen nie. En party met ons later generasies, die van julle wat ouer is, het nooit met hierdie probleem gesit nie, maar in vandag se lewe kom jy jou vriende daaraan sê, hoorie, check hierso, ek het op video op my foon hoe die invloed jou geanimate het gisteraand. As jy net sê, ja, jy is heeltemal reg. Daai ding se invloed het my heeltemal anders te laat lyk. Paulus sê, daai selfde, soos wat jy weet, ek is onder die invloed van 'n ding buite my liggaam wat my, hy sê, dit is wat ons moet hê. Ons moet dieselfde toelaat dat gebeur, dat ons onder daai invloed van die Heilige Gees sal wees. Waar die Heilige Gees jou animate, waar die Heilige Gees jou toelaat om hierdie dinge te kom doen. En hy sê, die vrug van die Gees is, en ek dink ek hoef jy eintlik hierdie lyste te noem eers nie, want jy's op 'n plek waar jy dit dalk ken, maar ons weet intuïtief wat die vrug van die Gees is, want die vrug van die Gees is iemand wat sy lewe like, soos wat jy hoop jou baas is. Sal word. Wat jy hoop jou man of vrou is in jou lewe. Of jou verloofde. Of die persoon met wie jou kind trou eendag. Die vrug van die Gees is dit wat jy voor vertrou vir jou kind. Die vrug van die Gees is daai mense wat jy aangestel het by jou werk, wat jy glo hulle gaan bring tot jou organisasie. Dis dit. En as ek jy net toelaat om net te dink oor wat is dit, hoe gaan dit lyk? Dit verander ons lewens radikaal. Hierdie lysie van Paulus sê hy, die vrug van die Gees is liefde. Dis blydskap, dis vrede, dis lankmoedigheid, dis vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En vir die volgende paar weke gaan ons indelf in elkeen van daai woorde. Om te gaan verstaan, Here, wat beteken dit? Hoe ryk, hoe reageer 'n Christen? Hoe hanteer 'n Christen moeilike situasies? As die vrug van die Gees, as die volwassenheid van die Heilige Gees in my lewe is. In my voorbereiding het ek 'n storie gehoor, en hiermee wil ek afsluit. En ek dink dit is die, kom ons gaan dieper moment in hierdie preek. Die ou hy vertel die storie waar hy in 'n sessie gesit het, waar die ou wat die ding aangebied het, hulle almal gechallenge het om vir 1 week te gaan. En almal wat oor hulle pad kom, almal met wie hulle interaksie het, by die werk, wherever hulle gaan, om hulle te hanteer
asof dit Jesus in 'n disguise is. Jesus wat in 'n vermomming aangekom het en hy lyk nou soos Carla. En sê ek, okay, elke mens wat elke mens wat oor my pad kom, gaan ek hanteer asof dit Jesus is wat in hulle is, wat homself net vermom het, om te lyk soos daai persoon. En die ouetjie sê, hy gaan toe huis toe hy by die huis instap, toe sien hy sy ma was skuldig goed. Toe dink hy by homself, wel, as dit Jesus in disguise is, dan wat sê ek gedoen het as dit Jesus was? Ek sou hom seker gehelp het skuldig goed was, en hy gaan en hy help sy ma skuldig goed was. En die middag toe sy pa by die huis kom, hy was 'n tiener gewees, waar hy gewoonlik sy pa sou ignore, dink hy by homself, maar as dit nou Jesus in disguise is, toe vra hy vir sy pa, hoe was jou dag? En hy vra uit oor sy dag. En hy vra, hoe gaan die dingetjies daar so? En ewe skielik, en hy sê, toe hy dit begin doen het vir 1 week, het hy die res van sy lewe totaal en al verander. Hy het getuig, ek het 'n verhouding ewe skielik gehad met my pa. Want hy het belang gestel, ek het nie, en toe ek terug belang stel. Toe is daar magic. En terwyl ek daai storie hoor, ek dink toe by myself, wanneer ons as kinders om 'n tafel gesit het, en daar's nog 1 choppie oor. En dan is daar 300 tienerseuns om daai tafel. En dan kyk mens mekaar so, en dan sê jy self, ching chong cha, of jy kyk wie gryp eers met die vark. Hy sê toe hy daar is, en sy broer sit oorkant hom, en ek dink, as dit Jesus was in disguise, ek sê vir my, vat jy die choppie. Regtig? Ja. Eintlik, hy was lus, hy was nog honger, maar hy is eintlik okay. Hy is net nou die laaste gap volgemaak. Daar ingesteldheid het sy hele lewe verander. En as hy ons die vraag vra, wat het ons wêreld nou nodig? Is dit mans en vrouens wat op 'n plek kom, wat hulle sê, ons gaan so lewe. Ons gaan so lewe om 'n impak te hê in ons wêreld, want dit is wat die wêreld gaan verander. Nie een of ander ekonomiese boom nie. En ek dink, as ons dit begin regkom, gaan al die res volg. Soek allereers die koninkryk van God. Soek na die wil van die Here. Alles wat nodig is, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Soek eers sy koninkryk. En ek wil vanoggend vir jou bid. En soos dat ons hierdie journey saam afskop, dat ons in die volgende paar weke net sê, Here, kom praat met ons. Kom werk in ons, kom maak hierdie vrug van die Gees los in ons lewens. Vader, ek dankie. En ek dink wanneer ek bid ek, is ek eintlik op 'n plek waar ek namens almal net kom sê, Here, ons kry nie hierdie goeders altyd reg nie. Nie altyd nie, bitter min. Ons elkeen is op 'n plek wat ons soms oorweldig word deur die emosies, of iemand wat ons lelik hanteer het, en dan verloor ons heeltemal ons koppe. En soos wat u woord ons kom leer, is nie iets wat ons doen nie, dit is iets wat u Gees kom doen. Bid ek namens ons almal, Here, ons lewens maak ons nou oop. En ons bid net, Vader, Heilige Gees, kom vul ons. Kom help ons fokus, sodat ons in pas bly met u. Van wat ons wêreld nodig het, is volwasse volgers van Jesus. Nie hierdie aangeplakte geestelikheid nie, maar genuine, volwasse Christene, wat geanker is in u, wat geanker is in u waarheid, geanker is in 'n community, geanker is in gemeentelewe, geanker is in hulle gemeenskap, wat 'n impak het daar. Vader, kom leer ons, hoe ons hoop dra in hierdie wêreld, wat hierdie wêreld so nodig het. Ons dankie daarvoor, vir die werking wat u in ons kom losmaak, in hierdie volgende paar weke. In Jesus naam.